Die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord. Goeiedag. Ek wil vir u almal sê baie welkom hier by die Daphne Venter gedenk lesing rondom intercessors. Nou 'n ander meer bekende woord vir intercessors is voorbidders. Om 'n voorbidder te kan wees, om te weet en te verstaan. Daar's in die Bybel net een plek waar die disippels vir Jesus vra, leer ons. En dit is toe die disippels vir die Here vra, leer ons om te bid. Nou, hulle was Joodse seuns. Hulle het groot geword as Joodse kinders. Hulle was in Joodse skole. Hulle was gereeld in die tempel. En tog kom hulle en hulle vra die Here Jesus, leer ons bid, nadat hulle die Here gehoor het, hoe hy gebid het. En dan kom die Here en hy sê, wanneer julle bid, dan bid julle Onse Vader. En dan leer hy die Onse Vader vir hulle wat ons tot vandag toe nog gebruik. Maar weet julle iets wat ons mis? Net 'n paar verse verder sê die Here, daar was 'n man wat al geslaap het. Dit beteken dit was al donker. Sy ligte was al af. En dan kom daar 'n vreemde persoon by hom aan en vra, hy soek verblyf. 'n Vriend van hom kom en sê, ek is jammer ek kom so laat, maar ek soek slaapplek. En hierdie eienaar van die huis besef, maar hy het niks om vir hierdie vriend van hom te gee nie. En hy gaan na die buurman toe en hy klop die buurman wakker en sê, hier het 'n vriend van my gearriveer, maar ek het niks vir hom te gee nie. En dan gee die bure vir hom iets sodat hy vir die besoeker iets kan gee. In die kultuur van die Jode is dit baie sleg om nie vir jou gaste kos te gee nie. Dis onaanvaarbaar. En hierdie man sê, ek het niks om te gee nie. En dan gaan die Here na hierdie gelykenis aan, en dan sê hy, as ek seun vir jou dit vra, sal jy hom nie dat gee nie. Jy weet, as hy nou vir jou vleis vra, sal hy nie 'n slang gee nie, en 'n brood sal jy hom nie 'n klip gee nie. En dan sê die Engelse Bybel, the much more God will give you the best. The much more God. En ons hierso vanmiddag, wat hier by hierdie gedenk lesing is, besef net in onsself, ons het niks om te gee nie. Ons in ons eie hoedanigheid kan ons niks gee nie. Ons is in totaliteit afhanklik van the much more God. The much more God kan ons help om vir mense te kan help in gebed. En dis belangrik. Wanneer ek 'n voorbidder is, moet ek besef dat ek in my totaliteit afhanklik is van die Here. En dit is hoekom ons hierdie gedenk lesing vandag het, om vir u te vertel oor the much more God en hoe hy werk wanneer ons regtig intercede verander. Wanneer ons as voorbidders kom. Nou, Daphne Venter, vir wie hierdie gedenk lesing is, net so kort CV van haar. Sy is op die 22ste April 1947 gebore in Durban as die jongste dogter van Bobby en sy vrou Kruil. Bobby Kruil en sy vrou, dit was hulle jongste dogter. En toe het sy in 1970
het sy by 'n plakkaat gesien dat Cliff Richard is in Durban en dit is gratis om Cliff Richard by te woon. So sy het gedog dit is 'n konsert wat aangebied word. En sy het die konsert gaan bywoon, maar daai aand het Cliff Richard 'n evangelisasie uitreiking gehad en sy het magtig tot bekering gekom onder die bediening van Cliff Richard in 1970. Toe het sy in 1972 is sy aangestel by die Volle Evangelie Kerk van God in Suider-Afrika op Irene in Pretoria se hoofkantoor. En daar het sy toe begin werk en in 1978 was hy by die sendingdepartement tweede in beheer vir Suid-Afrika se sendingdepartement. En dit is waar ek haar toe ontmoet het en ons is getroud in 1978 en op die 11de September van 1978 is ons geordineer in die bediening van die Volle Evangelie Kerk van God in Suid-Afrika. Ons het 'n hele paar gemeentes bedien en ons het onder andere Glenes in Johannesburg, dis daar by Turfontein, Rosettenville se area, dit was ons eerste gemeente. Toe is ons Walvis Baai toe, van Walvis is ons na Mariental toe, ook in Suidwes. Van daar af is ons Escort toe, en toe is ons uit Den Haag toe, waar ons 2 kerke gebou het, van uit Den Haag, waar ons redelik lank was, so 17 jaar, is ons toe van 'n Bylpark toe, en daar het ons die Grasdak Kerk gebou, die 1 September 1999 is ons van 'n Bylpark toe, en 2008 is ons Parys toe beroep, maar ons was net 2 jaar op Parys, toe ek na die kerk se hoofkantoor toe 'n aanstelling gekry het, en is ons dan soontoe. En van die hoofkantoor af is ons Cullinan toe, en toe Bethel toe, het ons emeritaat aanvaar, dit beteken ons is op pensioen gegaan in Bethel, en toe in 2020, die Desember maand, het ons Kaap toe gekom, waar ek dan by die universiteit, by die college begin werk het. Nou, Daphne het in hierdie tyd wat sy die Here gedien het sy ook 'n 4 jaar teologiese kwalifikasiegraad bekom by Elim Theologiese College in Londen. Elim Theological College in Londen, en daarna het sy 'n meestersgraad gedoen in Hooglied van Salomo en Openbaring, die 2 boeke saam, haar meesters gedoen. Sy het ook 'n boeke geskrywe, onder andere 'n Call to Intercede en The Lonely Road of a Pastor's Wife. Nou wil ek net gou vir u vertel dat ek moes 'n klomp predikante gaan toespreek het, en ek het die maandag besef, ek moet Saterdag praat, maar ek het niks om vir die predikante se vrouens in hulle hande te sit nie. Ek gee pakke goed vir predikante, maar niks vir die vrouens nie. Toe stap ek uit my studeerkamer en ek sê vir Daphne, ek wil nou dringend 'n boek skryf voor Vrydag oor predikants vrou wees. Toe sê sy, jy nou wim gesnyf. Wat weet jy van 'n predikant se vrou af? Just leave it in my hands, all right. En toe skryf sy The Lonely Road of a Pastor's Wife. Dit was die maandag. Die Vrydag toe gaan haal ek die boek by die drukkers. Dis dit klaar gedruk. En Saterdag toe gee ek vir die predikante se vrouens die boek uit. So the Call to Intercede, The Lonely Road of a Pastor's Wife
God Can Do It Again, het sy geskrywe, en sy het so 'n paar resepteboeke geskryf, en dan het sy natuurlik Hooglied 'n boek geskryf en Openbaring 'n boek geskrywe. Onder andere is dit wat die boeke wat sy geskryf het. Soos ek gesê het, ons is toe na 46 jaar, of toe ons in Bethel was, is ons op emeritaat gestel. Ons is op pensioen af. Sy het die laaste 5 jaar van haar lewe, soos jy almal bewus is, maar baie gesukkel met kanker. Dit eers begin met borskanker, toe het sy daai melamoon gehad, toe het sy die klierkanker gehad, en toe die laaste 12 ure van haar lewe het sy breinkanker gehad. So, maar dit is wie Daphne was. Daphne het op 'n dag na my toe gekom, in Vanderbijlpark, en sy het net vir my gesê, ek gaan my nou vir 'n maand in die kamer toesluit. Ek gaan water vat, ek gaan vrugte vat, jy moet vir jouself sorg. Ek gaan 'n maand met die Here spandeer, en sy het toe die deur agter haar gesluit, en vir 'n maand het sy afgesonder voor die Here. Nou, die storie van Vanderbijl is toe sy daai maand uit die kamer uitkom. Toe sê sy vir my, die Here het gesê, ek moet al die predikers in Vanderbijlpark bymekaar kry. En ons moet penne inslaan by al die ingange van Vanderbijl, alle toegangsroetes in Vanderbijl. En daar moet 'n spesifieke verklaring in die penne wees. Nou, soos u bewus is, as jy 'n stuk grond wil koop, eerste wat hulle gaan sê, waar is die penne van daai grond? Hulle gaan dit soek. Want daai penne dit is die stuk grond wat toegeëien is. Die ou het dit geclaim, die persoon wat daai penne ingeslaan het daai grond geclaim, dit is sy eiendom. En sy het net gesê, as ons reg rondom die dorp penne inslaan, dan claim ons Vanderbijlpark terug vir die Here. En in hierdie boek van Daphne, A Call to Intercede, het sy die dekorasie het sy geskrywe. Ons het houtpenne gekry, gate laat inboor, en ons het daai papier daar ingesit, toegemaak, en almal het een Saterdag by mekaar gekom, van al die kerke wat wou betrokke wees, en almal is uit na die ingange, en 2:30, daai Saterdagmiddag, want ons het almal ons horlosies reggestel, en 2:30 het hulle geluid, reg rondom Vanderbijl, het ons die penne ingeslaan. Maar nou baie interessant, ons jeugleier op daai stadium was Antoni Norkee. Hy is vandag die pastoor van die Volle Evangelie Kerk in Verwoerdburg. Hy was ons jeugleier. En net daaronder by die wat sal ek nou sê, op die hoek van R42 en Louis Trigard Boulevard. Daar is 'n lang range waar die ouens balle wegslaan vir golf. Net daar het altyd 'n karavaan gestaan van hierdie ouens wat Johanpalms lees. En daai jeugleier het besluit, dis om ook nonsens, en hy het 'n ekstra pen gevat. En toe hulle klaar hulle penne ingeslaan het, toe ry hulle en toe gaan slaan hulle die pen daar met die karavaan in. En dit was nie 2 dae nie, toe trek ek met die karavaan. En ek kry hom daar by op die Vaalrivierpad uit, op die R42. Hy sê, nadat daai klomp mense daar gebid het, kon ek niemand se fortuin lees. En was nie baie lank daarna nie, toe staan daar 'n ou weer, 'n ander man, en ek sê vir hom, hoe gaan dit? Hy sê, as ek net R50 kan kry om petrol in my kar te gooi om te ry, hier op hierdie plek is iets aan die gang, ek kan geen fortuin vertel.
En toe haal ek die R50 uit my sak uit. Ek sê, hier is vir jou R50, gaan gooi petrol in. En daar is hy weg. Dit was wat gebeur het daai dag, nadat ons toe daai penne ingeslaan het. Nou wil ek net vir julle sê, in Vanderbijl, reg voor die stadsaal, is daar 'n kaal beeld. En onder die beeld staan, kaal het jy die lewe ingekom, kaal sal jy uitgaan. Maar dit staan in Job, dit is nou nie 'n vreeslike ding. Maar onder daai monument is 'n drankbottel, 'n koerant en geld begrawe deur die vrymesselaars. Die Vanderbijl area het die grootste drankmisbruik in Suid-Afrika. Dit is die drankbottel, die koerant, die grootste kinderprobleem is in Vanderbijl. Eendag was ek by die Hooggeregshof om een of ander rede, en toe 'n vrou hoor ek sy predikant van Vanderbijl, toe sê sy, is daar nog getroude mense in Vanderbijl? Sê ek, ja. Sy sê, as ek 10 egskeidings hanteer 'n dag, is 8 van hulle kom van Vanderbijl af. Sy sê, die mense, ek sê, daai koerant. En dan natuurlik geld. Daar was nog altyd in Vanderbijl groot probleme met finansies en geld. Daar was 'n vrou met die naam van Marietjie wat geld gekry het en dan het sy dit kamstig nou belê en so meer en dan elke maand dan kry jy geld. Nou ek het 'n man in my gemeente gehad wat op 'n stadium elke 6 maande so 1,8 miljoen rand daarby gaan haal het uit sy beleggings. Totdat die ontvanger en die misdaadpolisie daar toeslaan en al daai mense wat daai gelde gekry het, moes dit terugbetaal. Dit is een van die grootste skelm wat daar was. Die man wat by ons 1,8 miljoen rand elke 6 maande gekry het letterlik in 'n varkhok gaan bly. Mense het varkhokke gevat en dit omskep in wonings, om al hierdie mense wat hulle huise verloor het, as gevolg van hierdie skema. En die ergste is, hulle het van die geld wat die mense daar belê in die mure van hulle huis gekry, dat daar hulle die geld in sakke gesit en in die mure weggewerk. Maar ja, maar daar was baie geld weggesteek. Okay. So, en dit was van die redes hoekom die Here dit genoodsaak het dat ons die plek moes terugklim. Nou, een van ons lidmate gaan universiteit toe vir een of ander rede, en terwyl hy praat, vra 'n man vir hom, hy sê, meneer, jy praat so mooi geestelik en so, by watter gemeente aanbid jy? Hy sê, nee, ek aanbid daar by die Grasdakkerk. Ons het 'n Grasdakkerk gebou in Vanderbijl. En hy sê, wat doen julle? En hy vertel hierdie man oor die penne wat ingeslaan is. Hy sê, en hierdie ou raak so wit. Hy sê, jy sal nie glo nie, 'n blok van julle kerk is Carpe Diem drukkers, die Christelike drukkers. 3 jaar gelede het 'n man daar ingestap en gesê, hier gaan 'n kerk opstaan, wat al die kerke gaan by mekaar kry as 'n eenheid, en hulle gaan penne reg rondom die dorp inslaan, en hulle gaan van 'n byl weer terug eis vir die Here. Toe was ons op Uitenaag. Toe was ons eers van 'n byl. En en hierdie man stap uit Carpe Diem uit. En die bestuurder hardloop agter hom vir hom te sê, luister, kom, drink koffie en dan vat ek jou waar jy wil wees. En toe hy buitekant kom, dis daar geen persoon nie. So dit was 'n engel wat net kom sê, dit gaan gebeur, 'n gemeente gaan opstaan. Nou, hoekom is dit noodsaaklik vir intercessors om voortdurend oorlog te voer?
Ons gaan 'n bietjie later daaroor praat. Maar die storie van der Byl is dat een van die NG Kerke daarso by aan wat se kant sal ek sê, Vereniging se kant toe. Hulle het 2 weke later, nadat ons die penne geslaan, het die duiwelaanbidders 'n swart kat op hulle stoep van hulle kerk gaan offer. Toe die dominee oggend daar kom, toe lê die swart kat daar wat hulle geoffer het, die duiwelaanbidders. Antoni ry een aand by die kerk verby en hy sien maar daar was mense op die kerkgrond en hy stop. Hy vra wat doen dit? Dis die duiwelaanbidders. Toe teken hulle deure met 'n stok op die grond. Nou daai deur is, hulle teken 'n deur om toegang vir die demone te gee om in die area in te kom. So 'n profetiese handeling sou ons nou sê. En toe hy hulle wil wegjaag, toe sê hulle, sê jy vir jou predikant en sy vrou, ons weet wat julle doen en ons gaan teen julle oorlog voer. En toe loop hulle weg. En dit was wat gebeur het. Ek en Daphne is een keer, het ons ook so af naweek, maar ek moet 'n baba gaan toewy. En ek en sy kom, maar ek sou net ingegaan het, die baba toegewy het en uitgestap. Ons het 8 assistentpastore in daai gemeente gehad, so daar was genoeg ouens om te preek. En toe ons instap, toe sê Daphne, hier is 'n fout. Hier's 'n fout. Sê, what's wrong? En toe ek dit sê, toe kom Antoni, en hy sê vir tannie Daphne, die man wat daar so in daai hoek sit, is 'n duiwelaanbidder. Hulle het hom geplant om vanoggend se diens te kom ontwrig. En nou, dis die storie van der Byl, en uit dit is toe hierdie boek saamgestel, 'n call to intercede. Om te sê dat die kerk het intercessors nodig. Mense wat regtig weet hoe om deur te bid. Nou, daar is 'n kursus, die 3 kleur kursus van die Natural Church Development. Nou hierdie kursus sê vir jou, wat is jou bediening? Nou ek weet baie van julle het in die ou dae die houtsvraelys gedoen en dan het hy vir jou gesê wat jou bediening is. Hierdie word deur die rekenaar bepaal. En hy gee vir jou 186 bedieninge. Wat kan bepaal is waar is jou roeping, waar is jou bediening in die kerk? En hy gee nie net 1 of 2 nie, hy gee so 'n hele lys van dit, van bedieninge, maar dan wys hy vir jou 5 belangrike bedieninge in jou lewe. Nou, by my is dit herder, akademiese opleiding, profeties, omgee en gasvryheid. Dis die 5 bedieninge wat by my baie hoog staan. En dit is wat hierdie ouens gee. Nou sê jy maar intercede, om te intercess, of om 'n intercessor te wees is nou nie op jou lys nie. Maar dis deel van my lewe om te intercede. So alhoewel dit miskien nie daar voorkom nie, weet ek dat ek is geroep om voorbidding te kan doen. So as jy nie weet wat jou bediening is nie, nou sê jy miskien, maar ek sit nie in die ouer huis. Wat se bediening kan ek hê? Hier is baie belangrike bedieninge wat noodsaaklik is hier in die huis. Onder andere intercessors. Ons het laas Sondag het Mosaïek gemeente daar by Brackenfell teen die koppie daar by die natuurreservaat gegaan. Ons het as 'n gemeente saam daar op die koppie gaan sit en ons het gebid, ons het ingetree, ons het 'n kruis daar geplant, ons het 'n Bybel daar geplant en
dit is iets wat hier ook kan gebeur. Ons kan een keer in 'n maand op 'n Saterdag, een of ander tyd, of in die oggend, of in die middag, of in die aand, by mekaar kom en ons kan regtig dringende voorbidding doen vir ons omgewing, vir ons land, vir ons kerk. En as ek sê ons kerk, dan bedoel ek die ekklesia, die uitgeroepenes. Die ekklesia is die Griekse woord wat beteken uitgeroepenes. In Parys was Dani Botha, die sanger se ouers in ons gemeente, en hulle het op 'n plaas net buitekant Parys gebly. En hulle die rivier, die Vaalrivier het deur hulle plaas geloop en daar was 'n eiland in daai rivier. En hy het so 'n hangbrug gehad. Maar een keer 'n maand het almal wat intercessors was in Parys, het hulle op daai eiland bymekaar gekom en ons het daar gebid. Ons het ook 'n kruis daar geplant, ons het ook 'n Bybel daar geplant, ons het ook 'n preekstoel daar gehad. So, en dit was kragtig, en dit was nie net een kerkgenootskap nie. Al die kerke het saamgekom en saam gebid. En dis wat belangrik is. So, die storie is dat die Here soek manne en vroue wat sal intercede, wat sal voorbidding doen op 'n magtige manier, wat sal deurbid, nie net sal oop toemaak en sê, Here, ek het nou 'n gebedsversoek gekry, u ken dit, amen nie. Som regtig te sê, Here, hier het nou 'n gebedsversoek deurgekom, dis die gebedsversoek, en oorlog te begin voer, en te begin bid, en ernstig te bid, vir daai saak. Nou, as julle wil, ek het hierdie 3 kleur kursus, het ek op rekenaar beskikbaar, so ons kan een of ander tyd die kursus aanbied. Ek het dit vertaal in Afrikaans, so hy is nie meer in Engels nie, en die vorms is ook in Afrikaans, en dit word op die rekenaar gedoen. Jy lees die uitslae op die rekenaar, en binne 'n paar minute, dan is die uitslae daarso. Goed, ek wil net sê, vir hierdie lesing, hierdie gedenklesing, het ek Daphne se boek gebruik, Call to Intercede, het ek Dutch Sheet se boek gebruik, Intercessory Prayer, en Joy Dawson se boek Intercession. Dis die 3 boeke wat ek van gebruik gemaak het, maar ek moet nou ook maar sê, ek het Daphne se notas gehad. Al haar notas wat sy getik het, en wat sy gebruik het as intercessors opleiding materiaal. So baie van die inligting wat u nou al reeds gehoor het, wat u nog gaan hoor, is wat Daphne in haar bediening as 'n intercessor gegee het. Nou vra u miskien heel eerste om regtig 'n intercessor te wees, 'n voorbidder te wees wat kan deurbid. Wat is die karaktertrekke van so 'n persoon? Nou, daar's 'n man, en ek wil nie julle moet dit nou doen nie, maar daar's 'n man gewees wat in 'n dorp was waar daar baie landlaas gereën het. Toe gaan hy na buite sy kerk en hy trek 'n sirkel op die kerkgrond. En hy gaan sit in die sirkel of hy gaan staan in die sirkel en hy sê, Here, in hierdie sirkel sal ek bly totdat dit reën. So ernstig was hy met die Here gewees. Daar was 'n boek geskryf oor die man wat 'n sirkel getrek het. Dis deursettingsvermoë. Dit is commitment. Om te sê, ek gaan nie hier opstaan voordat u my nie antwoord. 'n vrou vra vir John Wesley eendag, Reverend, hoe is dit dat jy so 'n magtige bediening het?
en dat dit so 'n kragtige bediening is. En al wat John Wesley doen is hy wys af grond toe. En sy kyk op die grond. Hy sê, hulle staan in sy kerk nou nie. Hy sê, onder hierdie vloer is daar nou 300 intercessors wat vir my bid terwyl ek hierbo preek. 300 intercessors wat bid vir dat mense genees moet word. En ons het in ons gemeentes voorheen het ons elke Sondag 2 intercessors gehad wat op 'n spesifieke plek gesit het, wat gebid het die hele diens en geïntercede het vir die diens. 2 natuurlik aflos, nee, maar ten minste 2 mense wat per diens gebid het. En dit is wat 'n intercessor baie belangrik maak in gemeentes. Om te dink 300 mense bid vir John Wesley. Goed. Die heel eerste ding van 'n intercessor is om deur God se oë te kan sien. Dis die eerste karakter. Jy moet dinge sien soos wat God dit sien. Jy moet die onsienlike sien asof dit sienlik is. Dit is baie belangrik dat jou geloof so sterk moet wees, dat jy weet, as ek hier gaan bid, is dit hoe die Here dit sien, en dis hoe die Here dit gaan antwoord. Ek het nou anderdag iets baie moois gehoor. Toe die duiwel en God in Job 1 met mekaar het 'n kawel oor Job se lewe en so meer. Toe sê Job in sy onkunde, as u hand wegvat. Maar omdat God al reeds die einde van Job se boek geken het, Job 42, want God is mos al teenwoordig, al weet dit. Hy het geweet, dis waar Job gaan eindig. En met baie groot moed het die Here vir die duiwel gesê, doen dit. Want God het geweet waar hy gaan eindig. Hy gaan as oorwinnaar eindig. Die duiwel het dit nie geweet nie, maar God het dit geweet. En ek wil vir u sê, wanneer ek intercede vir 'n saak, moet ek by die Here uit sy oë sien hoe dit gaan 'n oplossing wees. Partykeer is dit nie so maklik nie. Die baie groot bekende prediker wat die grootste gemeente in die wêreld gehad het, Paul Yankee Cha van Suid-Korea. Toe hy begin, toe sit hy met 100 mense in sy kerk. En toe hy intercede, toe sê die Here vir hom, gaan bou 'n kerk wat 1000 mense sit. En hy gaan bou die kerk wat 1000 mense sit, maar hy het net 100 lidmate. En die eerste Sondag, toe die kerk oop is, toe sit daar 100 mense in 'n kerk wat 1000 moet sit. Dan moet jy weet, hier sit een, daar sit een. En toe hy opstaan, toe sê die Here vir hom, sê vir die mense baie welkom in die kerk, en as daar iemand is wat nog nie 'n sitplek gekry het nie, moet hulle met die usher praat, dat hy vir hulle 'n stoel kan indra. Daar sit net 100 mense en daar sit 1000 sitplek. En hy staan op en hy sê, I want to welcome everybody here, welcome. If you haven't yet got a seat, just ask the usher, they will bring in a seat, a chair for you. Toe hy uitstap, toe sê sy skoonma vir hom, in my woorde nou, jy het hom gesnyf. Hoe kan jy dit gesê? Daai aand, toe dra hulle stoele in daai kerk. Om die onsienlike te sien, asof dit sienlik was. Toe hy by die Here hoor, en hy weet wat, en hy sien dit deur die Here se oë, toe sê hy, I want to welcome everybody. En as jy nie 'n stoel het om op te sit nie, laat hulle vir jou 'n stoel indra. Jy sien, dit is die belangrikheid van 'n intercessor te wees.
is om daai geloof te kan hê. Paul Jankie Chell het op 'n dag gebid vir 'n fiets. Dus die Here bely dat ek jou 'n fiets gegee het. So daai Sondagoggend staan hy op. Hy sê, die Here het vir my 'n fiets gegee. 'n dikwiel fiets met 3 ratte. In daai jare was 3 ratte mos nou die inding op fietsse. Vandag sit 20 ratte en 10 ratte fietsse. Hy sê 'n dikwiel fiets. En natuurlik toe hy van die kansel af is, toe daar 'n klein laaitjie wat sê, nee, dominee, nou wil ek jou fiets gaan sien. Hy sê, nee mal, ek gaan ons my fiets wys. Die Here het mos nou gesê, gaan my jou fiets gee. Hy sê, kom daar na my woonstel toe. En toe hy die deur oopmaak, toe staan die fiets daar. Jy sien, dit is om 'n intercessor te wees. Om dit regtig te glo. Daar in die Bybel lees ons van 'n man wat 'n groot generaal in die weermag was, wat sy kind siek is. En dan hoor hy Jesus is daar. En hy stap 1 dag se reis om Jesus te gaan sien, te sê, kom asseblief net saam met my. Jy moet vir my seun kom bid. En toe hy daai dag se reis gestap het, kry hy Jesus. En die Here sê vir hom, gaan, jou kind is gesond. Hy sê, Here, die kind is besig om dood te gaan. Hy sê, gaan. En op pad terug, daai 1 dag reis, toe kom die mense van sy huis af en sê, jou seun is genees. Hy sê, wag net 'n bietjie. Hoe laat het die kind opgestaan? Kom ons sê nou in ons taal, hulle sê vir hom, 10 uur gisteroggend was die kind gesond. En hy, generaal, kyk na die mense wat saam met hom was. Hy sê, was dit nie 10 uur gistermiddag of gisteroggend, dat die Here gesê het, jou seun is gesond. Gaan maar huis toe. En dit, vriende, is wat ons moet leer, en wat ons moet weet as intercessor. Kyk deur die oë van die Here. Sien deur die oë van die Here. Glo dit. Intercessors is gebroke mense. Dis mense wat die swaar van die lewe ken. Mense wat nie maklik gaan. As jy dink aan die getuienis van Suzette Hata. Ag, ja, Suzette Hata. En jy hoor haar storie. As jy die storie van Gerard Swart luister van Albert. Dit mense wat dit nie maklik gehad het in die lewe nie. En miskien net vir julle sê, Suzette Hata was Reinhard Bonke se hoofintercessor gewees. So, as jy nie 'n gebroke van hart is nie, kan jy nie 'n passie hê vir mense wat gebroke is. As jy nog nie daar was, dan kan jy intree. As jou hart nie uitgaan, as jy nie kan trane in jou oë kry wanneer jy dit sien nie, dan kan jy 'n intercessor wees. 'n Intercessor is 'n persoon met 'n passie vir die gebroke wêreld daar buitekant. God het altyd, al sy profete wat hy gebruik het, was gebroke mense. Was nie die highlight, die belangrike mense, die manne met doktersgrade nie. Hy het die gewone ou gebruik. Hy het die visserman gebruik. 'n Intercessor dink nie oor sy eie belange nie. Jy is soos daai man wat in die nag sal opstaan om vir sy vriend kos te gee, sodat hy die besoeker kan kos gee. Ek kan vir julle sê, ek was al een oggend 2 uur wakker gebel, daai jare nog van 'n telefoonhokkie af, waar die man sê, pastoor, ek en my meisie het hier by die lagoon gesit, dis 2 uur die oggend. En nou wil my kar nie staan. Kan jy my kom asseblief insleep met jou kar? 2 uur die oggend toe staan ek op, toe gaan sleep ek kom in.
Sien, dit is die mense wat die Here soek. Mense wat nie hulle eie belange eerste stel nie. As jy vandag 2 ure oproep kry, van dat jy het nodig om te bid, al is dit hoe koud, om uit daai warm bed uit op te staan, sitkamer toe te gaan, of daar waar jy bid, en te gaan intree, en nie net vinnig bid nie, maar werklik deur te bid, totdat jy voel, maar die Here het nou geantwoord. Partykeer is dit 1 uur, partykeer 5 minute, maar jy het nodig om dit te doen. Om 'n intercessor te wees, moet jy ook weet hoe werk God. Jy moet kennis hê hoe werk die Here. Baie van ons dink die Here bederf ons. Die Here bederf nie. Die Here soek dat jy moet in jou lewe vergenoegsaam wees. Ek het 'n motor. Dit help nie ek bid nou dat die Here vir my 'n Mercedes-Benz of 'n BMW of 'n Lamborghini moet gee nie. Ek het dit al. En hy's goed genoeg. Ek het nie dit nou nodig. Maar as ek eendag moet Lesotho toe gaan en daar 'n sendeling word, gaan die Here vir my 'n vol bakkie gee. Want dan gaan ek dit nodig hê om in daai paaie te ry. Ek moet vergenoegsaam wees. God werk met mense wat vergenoegsaam is. En as jy nou 'n Mercedes ry of 'n BMW of 'n Lamborghini, daar's niks meer verkeerd nie. Die Here het jou daarmee gebless vir hierdie tyd waarin jy nou is. Maar moenie goed begeer wat jy nie nodig het nie. Net omdat jou buurvrou 'n mikrogolfoond het, sy sit die hoender daarin en sy sê hoender en dan maak jy mikrogolfoond die hoender gaan. Nou wil jy ook so 'n mikrogolf hê. Man, die Here het vir jou 'n koolstoof gegee, gebruik hom. Een van die dinge wat baie belangrik ook vir 'n intercessor is liefde. Jy moet liefde vir jou medemens hê. As jy nie liefde het vir jou medemens en regtig omgee vir jou medemens, dan kan jy nie vir hom intree nie. Jy moet met liefde dit kan doen. Love makes the world go round. Love changes everything. En weet julle, Daphne het 'n hele ding geskryf oor liefde en intercessors te wees. Dit is daar. Alles net oor die belangrikheid van liefde vir 'n intercessor. Jy moet 'n passie in jou lewe hê vir mense en hulle omstandighede. En as jy in die dorp loop en die Here wys vir jou iemand het nou gebed nodig, moet jou passie so groot wees, jy moet daai persoon net daar gryp en vir hom kan bid, of haar kan bid. Of daar by die til, as jy besig is en hulle scan jou goed, om dan te gaan sit en te sê, luister, ek gaan nou eers vir jou bid. Liefde, baie belangrik. 'n ander belangrike ding van die intercessor is, hy moet gedissiplineer wees. As jy sê, my gebedstyd is van 4 uur die oggend tot 6 uur die oggend, ongeag of dit reën kapot, en of dit sonskyn is, of wat ook al, jy moet daai tyd opstaan. Of jy nou eers 2 uur in die bed gekom het, jy het 'n afspraak met die Here daai tyd van die oggend. Jy moet gedissiplineerd daarin wees. Jy moet gedissiplineerd daarin wees om God se woord te lees, te bestudeer en God se woord te ken. Weet julle, toe Jesus deur die duiwel aangeval is, wat het hy gesê? Dit is geskrywe. En dit is
'n karaktertrek van 'n intercessor. Hy ken die woord. Hy weet wat die woord van die Here sê. En dan, vriende, heiligmaking. Nou, vir julle wat in die bediening was, dan die Cecile en Henty, wat ook voltyds al in die bediening was en so, sal almal nou vandag kan getuig. As die duiwel 'n kerk wil aanval, so daar 2 plekke waar hy begin. Een is by die musiekdepartement en die tweede is by die intercessors. Want dis die krag van 'n gemeente. En onthou net, die duiwel is uit die hemel uit gegooi en hy was die hoof van musiek. Hy weet hoe belangrik is musiek vir die Here. So as jy intercessor is, weet net, jy sal moet waaksaam wees, jy sal moet heiligmaking najaag, soos nog nooit van tevore nie, want die duiwel gaan jou teiken. Hy gaan jou probeer pootjie, want as hy jou pootjie hy die pastoor of die dominee of die biskop. Ek het, nou sê ek het nou maar, nadat Daphne nie meer hier was nie, of is nie, het ek die eerste Sondag wat ek bedien het, toe ek hier by die woonstel kom, net gevoel, daar was iets kort vandag in my bediening. En ek het gaan sit en ek het gedink, die musiek was reg, die woorde, daar was niks daar verkeerd nie. Ek het my preek was voorberei, ek het my preek afgegee soos wat, maar iets het gekom. En skielik, toe kom het by my, Daphne het vir my geïntercede. Ek is kansel toe sonder 'n intercessor. Ek het in my eie krag eintlik gegaan kansel toe. Ek het nie op daai oomblik besef, toe sy nie meer daar is, maar nou het ek nie meer 'n intercessor. En ek moes dadelik, en so vinnig as moontlik, het ek beginne rondbel vir intercessors wat ek ken. En die eerste persoon wat ek gebel het, en gesê het, asseblief, sal jy vir my intercede? Toe sê sy, ek sal nie vir 'n pastoor intercede nie, want die duiwel sal my blootskommery. Die aanvalle sal te erg wees. Ek sal vir jou bid, maar ek gaan nie vir jou intercede nie. En toe bel ek 'n ander intercessor, wat ook in die bediening was, en so het ek nou 'n intercessor, wat in die plek van Daphne vir my intree, en vir my bid. En sommer die volgende Sondag, toe voel ek, yes, hier is ek nou weer reg. Iemand is besig om vir my te bid, en vir my in te tree, spesifiek, soos wat Daphne dit gedoen het. Baie belangrike aspek van die lewe. En dit is net so belangrik, dat jy as ouers sal intercede vir jou kinders. Hulle het jou intercessor nodig. Jy's heel eerste jou huisgesin se intercessor. Jy's heel eerste jou familie se intercessor, en daarna die kerk en die predikant se. Baie belangrike ding. Maar jy moet ook oppas hoe jy lewe, wat jy toelaat in jou lewe. Baie keer is dit ook wat jy kyk, nee. Pas op na die flieks wat jy kyk. Is nie meer so skoon soos wat dit was toe ons kinders was. Ek nou ander dag het ek ergens gewees in 'n restaurant waar hulle fliek gewys het. Maar die mense het so gevloek. Ek het nadat vir die mense gevra, kan jy nie daai ding net afsit nie, of ek gaan loop. Dis maar net. 'n voorbidder is 'n gewer van jou tyd. Bereid wees om jou tyd te gee. Dis 'n karaktertrek van 'n intercessor. Om regtig
net jou tyd te gee. En dan laastens, as karakter, hier is nog baie, ek sal nou hiermee stop, maar een van die mees belangrike dinge van 'n intercessor is, 'n voorbidder kan God se gedagtes verander. Moses het God se gedagte verander in Eksodus 32 vers 32, Psalm 106 vers 23. As 'n nasie bekering intree, sal God die nasie vergewe en die land genees. If my people will humble themselves and pray, I will heal their land. En ek wil vandag vir jou sê, as 'n intercessor kan jy sê, Here, asseblief spaar ons land. As u 'n gedagte gehad het om hierdie land met 'n weerligstraal uit te wis, wees ons asseblief genadig. Moses moes dit bid toe die Here die volk wou uitroei. Hy sê, Here, asseblief, wees ons genadig. En die Here het hulle gespaar. Toe hulle siek was en die Here hulle wou uitroei, toe hang hy 'n slang teen 'n paal op. En die Here het nie Israel uitgewis nie. Kan jy sien hoe belangrik is dit om 'n intercessor te wees? As Suid-Afrika nie intercessors het nie, hoe gaan ons keer dat God ons nie uitroei, as God dit sou beplan en in sy gedagte het? Die intercessors wat met die Here daaroor praat. 'n Intercessor wat liefde, passie, integriteit en omgee het. Julle daai 4 punte gehoor. Liefde, passie, integriteit en omgee. Ons gaan nou stop, dan gaan ons lekker koffie eers drink en daar so ietsie om te eet en dan gaan ons aan na die tweede gedeelte van hierdie lesing. Daar sal aan die einde van die tyd geleentheid wees vir vrae en ek sal my beste probeer om dit te antwoord. Ek hoop julle dit lekker geniet die verversings en ons tyd is 'n bietjie beperk. U sal sien op die program wou ek nog 'n bietjie praat oor dra mekaar se laste. 'n Las is dit wat op 'n persoon se lewe lê wat 'n geweldige druk op sy geestelike dimensie plaas. En ou moet weet, en jy moet 'n gees van onderskeiding hê, om te weet wanneer iemand so druk, dat hulle regtig nou jou gebed nodig het. Dat hulle nou nodig het dat jy vir hulle bel en vir hulle intree. Baie keer kom 'n persoon se naam net in jou gedagte. Dat sê nie, maar as jy skielik, jy sal net daai hinkering hê, nou moet ek daai persoon bel en ek moet net vir die persoon 'n gebed doen. En dis dit. Dis om iemand se las te dra. Die Here gee daai persoon se naam op jou en al is dit 2 uur in die nag, daai persoon lê 2 uur in die nag en rondrol. Bel, sê jy lê nou en rondrol, die Heilige Gees het my nou wakker gemaak en ek wil gou vir jou bid. Of net 'n boodskap vir daai persoon te stuur. Ek het vanmôre, ek weet nie hoeveel van julle kry my oordenkings wat ek in die oggende stuur nie. En vanmôre se oordenking, julle sal verbaas wees om te sien hoeveel mense het vanoggend vir my gesê, hierdie oordenking was net vir my gewees. En ek sit daar so in my studeerkamer, in my sitkamer, en dan sit ek maar net altyd en dink, en dan kom hierdie goedjies in my hart op, en dan tik ek het, en ek verander so hier en daar, en so. Ek stuur Saterdag, elke Saterdag vir 'n klomp predikante, dominees, pastore, biskoppe, 'n klomp,
stuur ek elke Saterdag so 'n bemoedigende woord. Nou wil ek net sê, ek stuur dit nie globaal eenmalig nie, ek stuur elkeen persoonlik vir die persoon. So ek doen daai bietjie moeite, dit vat my 1 uur tot 1 uur en 'n half om daai boodskap deur, want jy kan mos net 5 mense op 'n slag gebruik. So, maar wanneer jy dan 'n boodskapie kry en dit raak jou hart, skryf dit neer, want op 'n dag kan jy dit vir ander mense stuur. En miskien in die oggende kan die Here vir jou sê, maar jy moet nou op hierdie stadium vir daai persoon 'n boodskap stuur, wat hulle net op daai oomblik nodig het. So, dit is om daai geestelike dimensie te penetreer en 'n verskil in mense se lewens te maak. Ek gaan nou nie vir julle vertel wie die prediker was nie, want dit is 'n bekende prediker. Hy is in Elofsdal in Pretoria. 6:00 die oggend bel 'n vrou hom uit die Kaap uit. Sy sê, dokter, wat gaan aan in die gemeente? Wat gaan aan in die huis? Hy sê, luister, daar's geen probleme nie, alles gaan honkie-dorie in my huis. Sy sê, 2:00 vanmôre die Here my wakker gemaak om vir jou en jou gesin in te tree. En ek bid al van 2:00 en is nou 6:00 en ek voel nog steeds ek moet vir julle bid. Hy sê, suster, baie dankie dat jy vir ons bid, ons waardeer dit. Maar ek beloof jou, alles gaan honkie-dorie. Hy sê vir sy kinders, klim in die kar dat ek julle skool toe vat. U wat Pretoria ken, weet hoe besig is Voortrekkerstraat. Hy ry in Voortrekkerstraat en sy kinders sit agter. En skielik gaan die agterdeur net oop en sy een dogter val uit die kar uit terwyl hy 60 km/h ry. Toe hy uiteindelik stop, toe kom daar 'n man na hom toe en hy sê vir hom, jy moet 'n predikant wees. Hy sê, hoekom sê jy ek moet 'n predikant wees? Hy sê, ek het agter jou gery, ek het gesien hoe die deur oopgaan. En toe jou kind uitval, toe kom daar 'n hand van nêrens en tel die kind net so op, net die hand, en dan sit die kind op die gras neer. Een vrou wat van 2:00 tot 6:00 gebid het. Ongelukkig is daai prediker nou oorlede. Dat ek vir julle kon sê, julle kan hom bel, dat hy vir julle sê, ek het die waarheid nou gepraat. Maar hy het dit vir my persoonlik vertel. So belangrik is dit om mekaar se laste te dra. So as die Here dit op jou hart lê, bid. Al voel jy het nou genoeg gebid, maar jou hart is dan nog steeds 'n drang om meer te bid. Bid dan nog langer. Bid meer. Ek kan vir julle klomp sulke verhale vertel van hoe die Here mense gebruik het om vir ander mense te intercede, nog voordat hulle dit nodig gehad het. So, wanneer jy las dra, is daar eerstens 'n fisiese las, dan is daar die materiële las, en dan is daar die geestelike las. So daar is die 3 laste. Fisies, dit beteken iemand is siek, of iemand, jy weet het, net fisies gebed nodig. Materieel, weet julle, en dan geestelik, is dit daar 'n swaar las, wat moet gedra word. Ok, dan identifiseer die saak op hande. Moses, toe hy na Farao toe gegaan het, het hy vir die volk geïntercede, maar hy het geweet wat die saak op hande was. Farao wou nog allerhande stories vertel, maar hy het nie toegelaat dat Farao hom van rigting verander nie. Hy het geweet hoekom hy daar is, hy het gebid daarvoor, en hy het geen
doekies omgedraai en hy het geen kompromis met die farao gemaak nie. En ek en jy as 'n intercessor moet weet, ons moet weet waarvoor ons intercede en daar is nie kompromis nie. Jy kan nie die helfte gee en die helfte los nie. Alles moet ten volle in beheer geneem word. Die gesag moet geneem word. Identifiseer en maak seker jy plaas nie 'n kompromis op die saak nie. As die Here gesê het, laat die volk trek, dan trek die volk. Nie môre of oormôre nie, volk trek. En dit is baie belangrik. Dan, as jy identifiseer, kry empatie rondom die saak. Laat dit in jou hart praat. Laat dit jou staan, jou sit, jou lê, jou praat wees. Dink net toe julle nog jonk was. Soos ek nog jonk is. Toe jy daai eerste keer verlief geraak het. Op 'n stadium moes jou ma en pa gesê het, luister, daar is meer as net Pietie in die lewe. Daar is meer as net Sannie in die lewe. Praat nou 'n bietjie oor iets anderste. Maar daai empatie wat jy in hierdie verhouding gehad het, dis al waaroor jy kon praat. Ek en Daphne het so ruk tevore, so omtrent seker 3-4 weke voor sy oorlede is, het ons gesit en toe sê ek, nou gaan ek en jy net sit en ons gaan praat. En weet julle, hoe moes ons keer om die kerk te praat? Hoe moes ek keer dat ons die kinders praat? Net ek en sy. Dit ons doen. Want in ons hele lewe, ek was al in die bediening toe ons getroud is. So, ons hele lewe het om die kerk gedink. Ons hele lewe het om die kinders gedink. En dan baie keer verlore ou dat ons is op dat. Ek weet nie dat ons nie, maar ons het min tyd baie gehad om te kan saam lag oor goeters. So, wanneer ek empatie het in die saak, dan draai alles om daai saak. Dis waaroor ek kan praat. Dis waaroor ek dink. Dis waaroor ek bid. Dis waaroor ek besin in my lewe. Kyk, hoe kan ek help? Dit help nie 'n ou kom na my toe en hy sê ek is honger en ek sê, my broer, ek is 'n intercessor, laat ek vir jou bid, Here, die man is honger, sal die volk kos gee. Amen. Nee. As hy sê ek is honger, gaan in jou huis en kry brood, gee vir die man brood. Help hom as 'n intercessor. Ek weet, jare terug, sal tannie Cecile en die hulle onthou, het hulle altyd gesê, boemelaars, as jy vir hulle help, onder jou posbus buitekant, daai jare was daar ons posbusse voor die huis, dan skryf hulle onder, hierdie mense help, of hulle sê hierdie mense help nie. So as jy een nou help, dan skryf hy vir al sy chommies, hierdie mense help. So, dan kom al die boemelaars net tot by jou huis, want jy help. Maar, die Here stuur ook mense op jou pad om hulle te help. Partykeer kos dit nog al 'n bietjie opoffering, nee, om dit te doen. In die boek wat Daphne geskryf het, 'n engel op my pad, skryf sy oor Serena Potgieter. Serena was in ons gemeente op Uitenaag. Weet julle hoeveel mense, miskien moet ek net sê, dit was in die baie swak gegoede area waar ons gemeente was. Baie. Almal het in die spaarhuisies gebly, almal het van SASSA af geleef en so meer. So was nie ryk mense. Maar in die aande het hulle geweet wanneer Serena kos opskep. Dan kom kuier mense by haar. Op etenstyd. Dan vat Serena haar bord kos en gee dit vir die besoekers.
En dan vanaand, dan gaan eet sy 'n stukkie brood. Want sy het nie kos gehad. Dit staan in daai boek van Daphne, in daai storie. Ek dink, Magriet, jy het die storie gelees al, nee? Baie goeie boek daar, hoor. Ja, maar daai storie van Serena. Ja. Dit is regtig, Serena was net daai mens gewees. En dit het haar kos gekos. En ek dink sy Serena selfs lekker. Ja, hulle beskinder my nou lekker. Ja. En dan passie. Maar net weer terug by passie. 'n Mens moet passie hê. Met passie, sonder passie kan jy nie doen nie. Dan net so vinnig gesag. As ek bid, moet ek gesag neem. Ek moet met erns bid en ek moet weet, soos wat Jesus gesê het, op hierdie oomblik is jou kind genees. Ek het na Sondag, wat ek weer daai stuk gelees het, in hierdie week moes ek vir iemand gebid het, wat baie siek is, daar by ons kantoor, Mariaan. En toe ek bid, toe sê ek, Here, dit is 20:09, ek bid nou vir haar genesing. Dit is gesag in. En dis wat ek en u moet doen, ons moet met gesag kan bid en sê, duiwel, ek vat hierdie terug. Jy het nou genoeg met hierdie mense geploeg. Vat hulle, los hulle. In die naam van Jesus. Nou net, ons doen dit in die naam van Jesus, nee. Dan, om regtig gesag te hê, moet jy met 'n verhouding met God hê. Want dit help nie, jy vat gesag en die duiwel lag vir jou, want jy staan nie in verhouding met die Here. En die duiwel sê, wie is jy nou? Wat sê Hans Wors het nou hier uit die kas uitgespring? Maar as ek in verhouding met die Here staan, dan kan ek in die naam van Jesus sê, nou kry jou genesing. Ek dink as ek nou vir julle moet begin vra oor pastore en dominees van jare terug, hoe kragtig was hulle in die gesag wat hulle gehad het in die Here? Die manne het kragtadig gewerk. Ek het nou ander dag het iemand, ek weet nie wie dit was nie, vir my 'n preek gestuur van wyle pastoor Flippie Gerwe. En toe ek het luister, toe stuur ek het vir 'n klomp mense en ek sê, wow, jy weet, kan ons nie weer so kragtig word nie. Ek het laas Sondag 'n bietjie opgewonde geraak daar by Mosaïek. En iemand wat my preek geluister het vir my gesê, jy het daar hard gepraat, hoor. Ek sê, as jy hard, ek het net opgewonde geraak, dan kan ek nie my stembande beheer nie. Dan kan ek nie die volume beheer nie. Ek sê, maar die dominee en sy vrou het geniet, so dis alright. Dan, ken God. Ken God. Nou, daar's 3 maniere om iemand te ken. Jy kan uit geskiedenis iemand ken. Ek ken Jan van Riebeeck. Jy my vra, ken jy Jan van Riebeeck? Yes, ek ken Jan van Riebeeck. Hoe ken jy hom? Uit die geskiedenis uit. Ek het van hom geleer. Ek het Henry Kissinger opgepas toe hy in Suid-Afrika was. Ek het met hom skouers gestuur. Ek ken hom, ek het kontak met hom gehad. Maar as jy nou Amerika toe bel en vir Henry Kissinger sê, ken jy Gert Venter? Sal hy sê, hoe? Want ons het net skouers gestuur. Maar, as jy Dani en Siobhan en Pamela en Mornay met ons kinders sou bel, sê, ken julle Gert Venter? Luister, julle sal jare moet luister, hulle gaan baie stories vertel. Hulle het baie stories om te vertel, want hulle ken my, ons is in 'n verhouding. Dis hulle pa. En die dag toe Daphne nog hier was, sou sy vir julle 'n hele paar weke besig gehou het. Want ons was 46 jaar getroud. Sy ken my.
Ek het net in die huis ingestap en sê wat's verkeerd. Sy het dit op my gesig gesien. So, hoe ken jy die Here? Ken jy die Here omdat jy dit in die sonnaskool geleer het en in die Bybel lees? Ken jy die Here omdat jy een of ander tyd met hom skouer gestuur het? Of ken jy die Here omdat jy in verhouding met die Here staan? Ken die Here jou? Weet die Here wie jy is? Dink net hoe sleg is dit? Daar gaan manne by die Here staan en sê, in U naam het ek duiwels uitgedrywe, in U naam het ek vir siekes gebid, hulle het gesond geword. En die Here sê, gaan van my al weg, ek ken jou nie. Here, maar jy kan ons nie sê, jy ken my nie. Ken jou nie. Want jy het nie in verhouding gestaan met die Here nie. En jy ken nie die Here. Dit moet 'n lewe van toewyding wees as jy wil gesag neem. Weet julle, 'n baie bekende prediker, ek gaan ook nie sy naam noem nie, wat magtig hier in Suid-Afrika bedien het, gaan na 'n land waar die towenaars en heksery en daai tipe goeders baie heavy is. En daai ou klim van die lug van die vliegtuig af en toe die lughawe instap, toe bestorm Sangoma. En hy sê vir die Sangoma in die naam. Maar hy Sangoma tel hom en hy gooi hom sommer so deur die lug. En hy staan weer op, hy sê in die naam. En die ou gooi hom weer. Hoekom? Hoekom? Hy het nie 'n toegewyde lewe gehad. Daarom kan die duiwel met hom woer gespeel het. As jy 'n toewyding is, het jy gesag. In gehoorsaamheid. Baie belangrike intercessor moet gehoorsaam wees. Verstaan wat dit beteken om die stem van God te hoor en dit toe te pas. Dan die laaste is, jy moet die salwing hê. Onthou net, daar was die salwing van 'n koning wat eenmalig was, een keer. Priesters was elke oggend gesalf. So, die hoofpriester was een keer 'n jaar gesalf. As ek en jy in die Here as 'n intercessor wil wees, moet ons die salwing hê. Eenmalig, wanneer ek tot bekering kom, word ek gesalf, kry die salwing van die Heilige Gees op my lewe, maar ek moet elke oggend soos die priesters my sondes bely, elke oggend 'n nuwe salwing kry, soos wat die priesters het gekry. En een keer 'n jaar moet ek tyd uitkoop, al moet ek weggaan, moet ek tyd uitkoop om opnuut die hoofpriesterlike salwing in my lewe te hê. Baie belangrik. So, as jy wil gesag vat, is dit belangrik dat jy die salwing van die Here op jou lewe moet hê. Okay, geestelike oorlogvoering is 'n baie belangrike ding. Nou hierdie boekie is in Engels, behalwe geestelike oorlogvoering is in Grieks. So nou gaan ek gewoon Grieks leer, is in Afrikaans. So wat ek gaan doen is, ek gaan vir my iemand soek, 'n tikster soek, om hierdie vir my, die oorlogvoering wat Daphne in Afrikaans geskryf het, vir my te tik, want hierdie is lesings wat sy gedoen het, so sy het dit nooit gesyf nie. So dit moet oorgetik word. So dan gaan ek dit oortik en dan sal ek dit vir julle gee, oor geestelike oorlogvoering, hoe om geestelike oorlogvoering te doen. Maar nou kom ons by die laaste en die mees belangrikste ding. En dit is, die Here het, eerstens is daar horde mense, nee, wat hom gevolg het, hordes. Dan was daar die 120, en dan was daar die 70, en dan was daar die 12, en dan was daar die 3. Johannes, Petrus en Jakobus. En 'n intercessor is deel van daai 3. Johannes, Jakobus en Petrus.
En nou kom die Here in sy grootste nood. En hy gaan Getsemane toe. En dis wat ons dit laas Sondag genoem het, Getsemane tyd, toe ons daar op die berg gaan bid het. In daai benoudheid vra hierdie 3 manne, kom saam met my. Kom bid saam met my, tree saam met my in. En as hy terugkom, dan lê hulle in slaap. Nou as jy vandag in die slaap wil raak, jy kan nie eens begin bid, dan is jy vandag slaap jy. Maar die Here sê die volgende, hy sê, kan julle nie 1 uur saam met my waak? 1 uur. Nou hoeveel van julle sal saam met my stem? Jy het 'n moeilike dag agter die rug gehad. En jy kom daar in jou plek van stilte. Nou, net voor dit, wil ek net gou sê, iets baie interessant. John Wesley se ma het 17 kinders gehad. Tannie Wesley. Maar, wanneer Tannie Wesley haar voorskoot vat, en oor haar kop gooi, dan het die kinders geweet, maas doen na binnekamer sy bid nou. Jy weet, jou familie moet weet, dis my binnekamer. Dis waar ek stilte tyd het. En jy pla my nie, behalwe as jy huis aftrap. Maar, nou, kom die Here, en hy sê in 1 uur, nou, julle weet, partykeer bid 'n ou, en dan dink jy het al 2 ure gebid, en as jy op jou horlosie kyk, jy 2 minute gebid. Dis asof jy tyd net stil staan, het voel asof jy horlosie wil afval, en ons die horlosie die lug gooi, sodat tyd kan vlieg. Nou, hierdie is 'n ding wat Daphne opgestel het. Die wiel om 1 uur in God se teenwoordigheid te wees. Ek het dit vir 'n proponent gegee, Dominee Ursula de Wet. Sy het toe gegaan en wat is die aan die agterkant? Die skrifte het sy gaan mooi uitsit. Waar elke uur vir die ure. Nou, hierdie wiel sê vir jou om 'n uur te bid, vat jy en jy deel 'n uur in 12. Dis 5 minute. Wat jy tegnies georden bid. En dan gaan jy sien hoe kort is 'n uur. Jy gaan sommer weer begin met die wiel van voor af. Nou die eerste 5 minute is lofprysing en aanbidding. Ek dink baie van ons storm hier daar by die hemel in, en ons begin net sê, Here, ek is hier om te bid vir my ma, ek is hier om te bid vir my pa, ek is hier om, in plaas om net 'n bietjie te sê, Here, wow, ek het U so lief. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. Here, dankie dat U my siel gered het. Ek kan nooit genoeg dankie sê dat Here my siel gered het. Jesusie, was dit nie vir genade nie, kon ek vandag in die tronk gesit het. Wel, dan ek dan ten minste 'n tronkbediening gehad. Maar, genade. Here, dankie dat ons U naam mag aanroep. Weet julle wat, daar's 'n paar dinge, mense wat my nou goed ken, en waar ek al baie gepreek het, en mense wat op die YouTube na my preke luister sal weet. 'n Paar goed is vir my baie belangrik. 1, dat ons in 'n land van godsdiens vryheid lewe. Dit is vir my baie belangrik. 2, dat ons Bybel in Afrikaans is. Ja, ek kan nooit genoeg dankie sê dat ons Bybel in Afrikaans is, want ek het 3 jaar met Grieks gesukkel en 2 jaar met Hebreëus. So ja, ek sou glad nie vir julle tot vandag toe, ek dink my Griekse dosent sal vir julle vertel, don't believe what he says. ek was een van daai studente wat dit net gemaak het. Maar ek is so dankbaar daarvoor. En dan is ek so dankbaar dat die Here my siel gered het toe ek 12 jaar oud was. Dat ek nie die lewe se littekens het nie. Weet, drugs
alkohol en rook en al daai littekens wat mense het nie. Die Here gebruik daai mense natuurlik baie meer as wat hulle die Here my gebruik, want hulle kom uit diep water. Ja, daar's 'n video wat ek soek, 'n DVD wat ek het oor 'n man wat die groot kokkedoor van die maffia in Suid-Afrika was, wat tot bekering gekom het. Julle wil nie weet wat het daai ou aangevang as 'n maffia lid nie. En die Here red sy siel. Jy moet sien hoe kragdadig bedien daai ou nou. Maar dis goed waaroor ek dankbaar is. Dat ek nie daai littekens het nie. Die Here het my op 'n baie vroeë ouderdom, 12 jaar, het die Here my siel gered. Op 12 jaar het die Here my geroep met Sagaria 11:4, wees 'n herder vir my slagskape. So lofprys en oud so baie om oor dankbaar te wees. Dankie Here, ek kon my eie skoene vanoggend skoenrieme vasmaak. Dankie Here, ek het bo die grond wakker geword. Ja, daai 5 minute is 'n bietjie kort hoor. Dan die volgende 5 minute is om 'n bietjie op die Here te wag. Vat 'n bietjie die Bybel. Laat die Here 'n bietjie met jou praat. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, nie staan op die weg van die sondaar, en nie sit in die kring van die spotters nie. Julle het gesien, ek het nou net my Bybel al opgemaak. Maar wat sê dit nou vir ons? Wel, geluk, saam. Hoor jy wat sê die Here vir jou? Jy is 3 maal gelukkig. Wel, geluk, saam. Maar hoor wat sê die Here nog? Wat nie wandel, wat nie staan, wat nie sit. Dit is snaaks, hè? Jy wandel in die sonde, jy staan en kyk in die sonde, as jy jou oë uitvee, dan sit jy in die sonde. Net sommer nou so vinnig. Praat die Here gou met ons hier. Net 'n bietjie te wag op die Here. Sy woord so te vat en te lees. Wel, dis hoe ek op die Here wag. Ek lees die Bybel. Ek speel nou altyd Russell Red nie. Julle weet wat Russell Red is, nie? Tannie het dit mos ook so gedoen. Slaan sy die Bybel oop, toe sê hy staan, en Judas Iskariot het homself opgehaal. Sy sê nee, dis nie vir my nie. Sy maak toe en sy maak weer oop. Toe staan daar, en gaan jy en doen dieselfde. Right. Vriende, ons het baie onbeleide sondes. Onbeleide sondes wat ons bietjie voor die Here weer vir 'n slag moet bely. Die volgende 5 minute bietjie te stil te raak oor onbeleide sondes. 'n Man, ek weet nie wie dit was nou nie, maar 'n man het my nou ander dag vertel oor sy pa. En toe sê hy, my pa het nog nooit, of my pa het nooit in sy lewe gelieg nie. My pa het nooit 'n leuen vertel. En toe nog ek maak dan vinnig 'n verskoning, dan is dit eintlik 'n leuen. Baie maklik om 'n leuen te vertel. Dit is bely. Want die Bybel sê, leenaar sal nie in die hemel ingaan nie. Nie wit leentjies, bruin leentjies, geel leentjies nie. Geen leuen. Dan die volgende 5 minute spandeer jy net om lekker uit die Bybel uit te lees. Nou wil ek vir julle sê, ek het hom nie saamgebring. Ek het die Nuwe Lewende Vertaling. Wanneer ek by hierdie punt kom, dan lees ek nie hierdie Bybel nie. Want hierdie Bybel is korrek, daar's niks met die 1953 vertaling verkeerd. Maar daai Nuwe Lewende praat 'n bietjie met ou se hart. Hy stel die woorde 'n bietjie anderste. Dit is asof 'n ou net makliker verstaan.
Moet net nie van hom 'n studiebybel maak, van die Nuwe Lewende Woord nie. Dis nou nie, of die Nuwe Lewende Vertaling nie, is nou nie 'n studiebybel nie. Maar vir hierdie doeleindes is dit die lekkerste Bybel om te gebruik. U wat ook my WhatsApps in die oggende kry, baie keer sê julle sien, skryf wat ek aanhaal, Nuwe Lewende Vertaling. Dan die volgende een, is om 'n bietjie te waak, 'n bietjie tyd te spandeer voor die Here te waak in gebed. Waak beteken om 'n bietjie rond te kyk en te sê, Here, ons het nodig dat U hier en hier moet intree. Baie belangrik. Voorbidding, nou kom jy met daai inkopieslys van jou. En ek begin altyd, Here, vir die mense wat ek beloof het, ek gaan vir hulle bid, maar nou ek het vergeet dat ek dit vir hulle beloof het. Nou bid ek vir hulle. Here, die mense vir wie ek gesê het ek gaan, ek het nou hulle name en alle redes vergeet, maar U weet dit, en nou wil ek net intree, ek het hulle beloof, ek bid vir hulle, nou bid ek vir hulle, miskien nou nie by die naam nie, miskien nie by die saak nie, maar ek bid vir hulle. So as hulle my voorkeur sê, jy vir my gebid, yes, ek het vir jou gebid, en dan is dit nie alleen nie, ek het gebid, want dis hoe my gebed begin. En dan, te sit, Here, ek bid vir herlewing in ons land, en so meer, dan kan jy daarmee doen. Volgende 5 minute, kan jy 'n bietjie aan jou persoonlike lewe spandeer. Elkeen van ons het ergens net 'n touch van die Here nodig. I need a touch from the Lord. Partykeer raak ou maar 'n bietjie moedeloos, en dan het jy daai touch nodig, en dan moet jy vrymoedigheid neem om te sê, Here, ek kan dit nou nie meer verder handle nie. Help my. En moet nou nie dink aan al hierdie goed, Here, help my om die taxi drywers te handle nie. Of Here, help my om Julius Malema te verstaan nie. Maar dink 'n bietjie geestelik ook. As julle vir my sou sê, waar maak ek aan hierdie gedeelte vas? Ek wens, ek kan weer bedien, soos ek gebedien het toe ek 'n jong man was. En daai selfde kragtige bediening. Ek weet nie waar dit verkeerd geloop het nie. Maar julle weet van dit was eintlik my heel eerste groot genesing onder my bediening wat die Here gedoen het. 'n Kind wat klapvoetjies gehad het. Julle weet wat klapvoetjies is, hulle die voete staan so in plaas van so. Ek het Sondag aand vir daai kind gebid en Maandagoggend was daai voete so. Here, deur die nag daai kind se voete raak. Dis hoekom kan ek dit nie weer doen nie. Dis baie persoonlik. Daai verlange, daai vuurvreter wat gepreek het wat die spoeg spat. Na Sondag se diens het iemand na my toe gekom en gedog hulle nie nou Sondag, die vorige Sondag toe hulle die hek gepreek het. Toe sê iemand, hulle het gedog ek gaan nou enige oomblik oor die kansel spring. Ek het so opgewonde geraak. Danksegging. Want laas het jy dankie gesê. Dankie dat ek kan sien. Dankie dat ek kan hoor. Dankie dat ek kan praat. Dankie dat ek kan loop. Dankie dat ek nog kan hardloop. Here, dankie dat ek nog kan bid. Dankie dat ek 'n warm bed het om in te slaap. Dankie ek het 'n dak oor my kop. Ek het elektrisiteit. Ek het water in die krane. Dankie Here, ek kry elke dag 'n lekker bord kos hierso by die ouer huis of die senior burger plek. En julle moet by saamstem, ons eet lekker. So, dankie, danksegging. Dankie dat U my siel gered het.
Dankie dat my naam in die handpalm gegraveer is. Dankie dat ek kan sê, U is die Here my herder. Dankie dat ek kan sê, Onse Vader. Dankie dat ek die Vaderhart van God ken. Jo. En dan nommer 9. Waar is my buurvrou? Ek probeer sag sing hoor. As my sang jou beïnvloed. Maar om te sing, ek het nie hoekom die Here my nie 'n mooi stem gegee het om te sing. Toe maar oor hy vir my. Ja, jy het dit alles gevat. Laat net lekker om jou hande op te sê van te sing. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, hè? Wow. Is dit lekker om jou te kan sing? He touched me. Oh, He touched me. And now I know. Wat van daai een? Something good is going to happen to you. Happen to you. This very day. Something good is going to happen to you. Jesus of Nazareth is passing your way. Hey? Glory. Julle weet ek wat die eeuwe ek nou kom nie. Dan die liedjies wat ek sing. Maar dit is die lekkerste gedeelte. Om net vir die Here 'n lied te kan sing. So 'n bietjie te mediteer oor die dinge wat in jou lewe aangaan en hoe die Here jou daardeur dra. Bietjie te luister. Ek luister na die natuurgeluide daar buite. Here, dankie. Daar doen net 'n kraai oor my huis gevlieg. Here, dankie, die tarantale is nou hier by die deur, hulle soek kos. Luister net 'n bietjie. Luister na die geluide om jou. Ook die kargeluide. En dan die laaste 5 minute net lofsang vir die Here te gee. Lofsang tot sy naam. En dan vir dit, jy nie weet hoe om lofsang te doen nie, van die psalms. Begin deur die psalms werk. En ek wil vir julle sê, 'n lekker ding is om die psalms te bid. Bid 'n bietjie. Here, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Here, my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Wow. So, vriende, en daar het jy 'n uur gebid. So, as intercessor begin te ou, deur tyd te spandeer van 'n uur in die teenwoordigheid van die Here. Maar nou, net voordat ek gaan vra en antwoorde tyd gee, wil ek net sê, ek het nou met iemand, ek weet nie of dit met Adel was wat ek gepraat het en gesê, weet julle wat, ons hier in die tehuis, vandag, dink ek, was 'n afspraak wat die Here met ons gehad het. Nee, ek dink dit nie. Ek weet die Here het met ons 'n afspraak gehad. En ek dink ons moet vir ons eie Getsemaniteit hier in die tuis begin. Een keer 'n maand op 'n Saterdag of watter dag vir miskien 'n Saterdag 'n bietjie moeilik want die kinders kom en almal kom kuier. Maar net tyd te vat en te sê ons gaan Getsemaniteit hê en ons gaan vir die kerke intree en die wêreld moet weet, hier is 'n tehuis waar daar Getsemaniteit is. En wanneer hulle probleme het, dat hulle met vrymoedigheid dit hiernatoe kan stuur en ons gaan dit nie in die rapport sit nie. Dit gaan net hier by ons bly.
ek dink dis hoekom die Here dit toegelaat het dat ons vandag hierdie gedenklesing het. Nie net omdat dit vir Daphne tot vir haar 'n bietjie erkenning te gee van haar bediening nie. Maar die Here soek intercessors. Hy soek daai 300 mense daar onder die vloer wat kan bid vir Suid-Afrika, vir die wêreld en vir mense. Regtig, net 'n uur spandeer. Ons kan nou nie almal hier in die karre klim en daar na die berg toe ry en die berg gaan uitklim daar by die Brackenfell nie. Maar ons kan selfs hier in hierdie saal die deure toemaak en sê nou is dit ons intercessorstyd. Ons Getsemane tyd, 1 keer 'n maand. Dink daaroor, praat met my daaroor en kom ons neem dan hierdie voorbeeld, hierdie nalatenskap van Daphne, vat ons en ons bring dit 'n bietjie nader aan die huis vir die wat dit graag daaraan deel wil hê. Goed, hou dit vir u wel 'n geleentheid gee. Is daar enige vrae? Ja, natuurlijk vraag. Wat moet je zeggen? Intercessor is mensen wat gebroken mensen is. Wat? Bij mensen wat gebroken mensen is. Ja. Dan ken je nog niet mijn hele verhaal nie. Is jij als een intercessor verplicht om te praten oor je verhaal? Ja, dis tussen jou en die Here. Okay, want obviously daar is mos wel ken my meeste van my getuienis. Maar dit is fyn. Ek getuig graag oor genesing en alles daai. Maar daar's baie goed wat ek nie wil deel nie, want dit's gone and forgotten en jy wil nie altyd praat oor trauma en daai goed nie, want jy moet nou jou oorwinning uit. Ja. Okay. Ja. En dan stop dit wat ek kan mis het. Ek gaan kyk na die wat ek het geskryf oor kerk. Oor doop. Hoe ek gesê, giver of time. Dit was net nou heiligmaking. Ek het gesê in Job se geval. Ja. Die Here het die einde van die verhaal geken. Ja. Toe die Here in hoofstuk 1 met die duiwel in gesprek is. Toe sê die duiwel, onthou die duiwel weet nie wat die einde van die verhaal is nie, net God weet. Die duiwel is nie alwetend nie. Dit het ook gepraat van Moses met die slang op die stokvlieg. Ja. Dit was net voor dit. Ek het van die wat met Job 10 geleer. Ek net daar met Moses gedoen. Sorry, ek het nou net daar stukkie gemis. Ek nie hoor om te wys nie. Okay, ek sal dit kyk en dan sal ek vir jou sê. Okay. Of anders kan jy op die video kyk. Ja. Sorry, dankie. Enige ander vraag? Ek het net gevra ek genoem dat intercessor met passie met passie bid. Andere ons moet deur bid. Ek het gevra moet ons deur bid tot ons 'n antwoord van die Here afkry of wat is die bedoeling eintlik met deur bid? Ja. Deur bid beteken ek bid nie net een keer en vergeet daarvan nie. Ek bid totdat ek die antwoord het. Al vat dit 3-4 maande. Maar ek herinner die Here elke keer as ek bid, Here, hierdie saak is nog nie opgelos nie. Ja. Met daai passie. Om daarop op te volg, kan jy vir die Here sê, Here, jy sal hierdie persoon gesond maak. Is dit nie sonde as jy so bid nie? Hoekom ek vra as ek was in 'n groep wat so gebid het en daar was een persoon wat so gebid het en dit het my vreeslik gepla. 'n Mens kan mos as mens nie vir God oorskry. Sal dit Nee, wat nou wel bid is jy sê, Here, dis u wil, maar op grond van die woord wat sê, as ek vir die sieke bid, sal u hom genees. Op daai belofte
neem ek nou en ek bid dat U hierdie persoon kan aanraak. Okay, maar dit is nie my salwing nie, dit is God se salwing. Ja. Hoe werk dit as jy sê ek verklaar, I declare in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit? Hoe werk daai verklaar storie? Nee, as jy daai verklaar jy dit wat binne in die woord is. Ek verklaar dat jy die geseënde van die Here is. Geseën sal jy wees in die stad, geseën sal jy wees in die veld. Geseën sal wees jou werke van jou hande, geseën sal jou ingang en jou uitgang wees. Geseën sal wees jou kosmandjie. Want daai verklaring kom uit Deuteronomium 28 vers 1 tot 14. Jy is nie die kop nie. Ag, jy is nie die stert nie, jy is die kop. Dit kan ek declare want dit is in die Bybel. Ek kan verklaar dat die Here sal jou grondgebied vir jou vergroot en hy sal alle onheil van jou afweer. Dit is die Jabes gebed. Kyk. Kan jy so iets byvoorbeeld bid vir 'n baba? Ja. Met 'n ou Johan? Ek het iets gesê om vir haar by te voeg. Die woord van die Here leer vir ons dat sy hele woord bestaan uit beloftes. Ja. As jy daai beloftes verklaar oor jou lewe. Met ander woorde, wanneer jy bid God se woord. Want die duiwel kan nie staan. Hy kan nie regop staan teen God se woord. Dankie. Ja. Dis hoekom ek net ook gesê bid Psalm, die psalms. Iemand het 'n boek geskryf hoe om psalms te bid. En hy begin by Psalm 1, so dan leer hy hoe om psalms te bid. Here, ek is 'n welgelukkig en salige mens, want ek wandel nie, ek staan en ek sit nie in die kring van die spotters nie. Maar my behaag in U wet en U woord. Ek oordink U woord dag en nag. Ek is soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrug op die regte tyd gee en waarvan die blare nie verwelk. Dankie Here, ek is nie soos die goddelose mens nie. Dis Psalm 1 nou gewees. Ja. Okay. Nog 'n vraag? Interessant, daar is 7487 beloftes in die woord. Het jy dit getel? Dr. Lemmer, hy was die hele Bybel in sy kop. Hy het gesien van Genesis 1 tot die laaste vers in Openbaring. En hy is lief om daarvan te praat en te sê hoe dit beloftes is. Ja, Dr. Lemmer Du Plessis het vir my Grieks gegee en homiletiek en praktiese teologie. Hy ken die boek Hebreërs in die Bybel in Afrikaans, Engels en in Grieks uit sy kop uit woord vir woord. Onder andere, hy ken die hele Bybel. As hy preek, quoteer hy skrif. Sulke rye hoofstukke. Okay, nog vrae? Okay, die vraestel gaan nou uitgedeel word. Jy het 'n uur om die eksamen. Sorry. Wat is dan die groot verskil tussen die bid en die tree? Wanneer ek vir iemand bid, staan ek by die persoon en ek bid vir hom. Wanneer ek intree, is ek in my binnekamer en ek tree vol. Nee, jy sien noodwendig by die persoon. Maar ek hoef nie met die persoon te bid. Nee, dan tree jy vol in jou binnekamer. Ja. Okay. Goed, is daar enige ander vraag? Dis nie by julle slim hoor. Langenhoven het gesê, iemand wat 'n vraag vra, is 'n minuut lank dom. Iemand wat nooit 'n vraag vra nie, is sy lewe lank dom. En dis Langenhoven, sê ek nie hoor. Okay,
Dan net 'n ander dingetjie, as iemand sou belangstel om hierdie boek Call to Intercede te kry, moet julle met my praat, ek gaan nie geld uit die boek uitmaak. Dit wat ek betaal by die drukkers, dit sal ek vir jou vra. Nou laas keer, dink ek het dit 40 of 50 rand gelos. Ek weet nie. O. Ja, en dan natuurlik die koerierkoste, maar ek sal al die boeke saam bestel, en dan is dit net een koerierkoste. Dis 110 rand. Maar dit is, ons kry dit van groep 7 af. As jy dit nie in hardkopie wil so hê nie, as jy tevrede is om dit op jou rekenaar net te hê, en jy werk van hier, weet ek is nog ou mens, BC gebore, before computer. Ek wil die ding in hardkopie in my hand hê. Maar as jy dit elektronies wil hê, kan jy ook met my praat, dan sal ek net laat Sivonde dan vir jou elektronies voorsien. Kyk, dis hierdie boek, Call to Intercede. Iemand het my gevra oor die boek van, oor The Lonely Road of a Pastor's Wife. Ja, okay. Goed, as jy net die kan afsit, my kameraman het verdwyn. Die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die